Kom ons word stil voor die Here en ons vra dat hy ook sy woord vir ons vanoggend sal oopmaak. Almagtige God en Hemelse Vader, aan die begin van hierdie nuwe week kan ons nie anders as om te buig in aanbidding voor U nie en ook U naam groot te maak nie. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend in die kerk te kan wees. Dankie dat U in ons harte gewerk het, sodat ons vanoggend hier naartoe gekom het. Here, daarom is dit ook ons gebed dat U deur U woord met elkeen van ons sal kom praat. Baie dankie Here dat ek in die besonder vir die gemeente aan U kan opdra. U ken elkeen persoonlik. U weet wat elkeen se behoeftes is. En dankie Here dat U vir ons ryklik voorsien in dit wat ons nodig het. Here, dankie dat U deur die Heilige Gees ons elke dag lei in die waarheid. En dankie dat ons ook nou in hierdie Kerstyd hierdie waarheid kan gaan deel met ander mense. Mense wat nog nie in 'n verhouding met U staan nie. Here, maak ons harte ontvanklik vir U woord vanoggend en verlig ook ons verstand, Here, dat ons sal hoor en ook verstaan dit wat U vir ons wil kom sê. Baie dankie, Here, dat U woord vir ons gegee het. U woord wat ook die lig op ons pad is elke dag. Here, ons bely ons afhanklikheid van U en ons bid ook hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, hy wat sy lewe aan die kruis ter wille van ons prys gegee het. Ons loof en prys U naam. Amen. Toe Jesus, dit is vers 13, Matteus 16 vanaf vers 13, toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Dit verwys na Jesus self. Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party sê Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Toe het Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Ek lees tot sover hierdie gedeelte en dan wil ek net klem lê op ons teksvers vanoggend en dit is vers 15 en 16. Maar julle het hy, dit is Jesus gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Liewe gemeente, in hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, sien ons dat Jesus in gesprek is met sy disippels en dan vra hy vir hulle twee vrae. Die eerste vraag is 'n algemene vraag. En dan die tweede vraag is meer persoonlik. Die eerste vraag is, wie sê die mens is ek? En dan die persoonlike vraag is, maar julle, wie sê julle is ek? Met hierdie vraag kom die Here en hy vra sy disippels dat hulle verantwoording moet doen en ook 'n beslissing moet neem. Hy wil hê dat hulle moet sê, Jesus is die Christus. Dit is maklik vir sy disippels gewees om te antwoord op die vraag wat ander mense dink. En nou sien ons hier dat hulle sê, ander mense sê, dit is Johannes die Doper, en ander sê, dit is Elia, of een van die ander profete. Maar geliefdes, baie mense het in Jesus se tyd, Jesus net as 'n voortreffelike mens gesien, 'n voorbeeld vir ander, maar baie het nie hom erken as Jesus Christus nie. Almal het erken dat hy groot is, maar nie werklik
dit wat hy kom doen het hier op aarde. Maar met hierdie tweede vraag wat Jesus vra, hierdie persoonlike vraag, wanneer Jesus sê, wie sê julle, wie is ek? Dan dwing hy sy disippels om in woorde te sê dit wat hulle glo. En vriende, dit gaan hier om 'n persoonlike belydenis. Elkeen wat sê ek glo in Jesus Christus, kan ook hierdie belydenis van Petrus kom sê. Kan sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Met hierdie belydenis, vriende, kom Petrus en hy kom sê, Jesus Christus is die enigste verlosser. Nie Boeddha of Mohammed nie, net Christus alleen. En dan antwoord Jesus ook vir Petrus. Maar vriende, ons sien hier dat daar ook 'n onderskeid gemaak word tussen die gelowige aan die een kant en die ongelowige aan die ander kant. Dit is miskien maklik om te sê, ek glo in Jesus Christus en dat ons selfs voor die kansel kan kom staan en belydenis van geloof bevestig en nog steeds nie werklik te glo nie. Dit kan ook gebeur dat jy jou kind in doop bring en dat jy hier kom staan en dat jy jouself aan die Here toewy, maar dat jy dit nie werklik bedoel het nie. En vriende, en wanneer ek en jy sê, ek glo in Jesus Christus, trek ons 'n streep tussen my aan die een kant en die wêreld aan die ander kant. En daardeur kom sê ons dan ook vir die Here, maar U is werklik deel van my lewe. Elke Sondag het ons die voorreg om ons geloof in die Here te bely. En ons doen dit baie keer in die 12 artikels of die apostoliese geloofsbelydenis of soos hierdie belydenis wat ek vanoggend vir u voorgehou het. En daardeur kom sê ons dat ons geloof algemeen is. Algemeen in die sin dat almal wat in Jesus Christus glo ook hierdie belydenis dan ook het. Maar gemeente, in Christus se tyd het die mense baie keer met geheime tekens hulle geloof bevestig. Destyds is die mense ook vervolg vir hulle geloof deur die Romeinse owerheid destyds en baie keer het die mense dan op die grond 'n visie geteken en die visie was dan 'n aanduiding dat die persoon 'n gelowige is. Die Griekse woord vir vis beteken Jesus Christus, Seun van God, Redder. Miskien het u vroeër jare ook al 'n plakkertjie op 'n kar gesien met 'n visie op. Gewoonlik was dit 'n rooi visie gewees en ek weet op 'n stadium in die Bybelgenootskap ook hierdie visies uitgegee en dan het baie mense dan dit op hulle karre geplak. Ek het ook 'n ou bakkie gery as student en het ek ook so rooi plakker gehad. Maar vriende, ons is bevoorreg in ons land om vrylik ons godsdiens te kan beoefen. Baie ander mense is nie so gelukkig nie. Hulle moet in die geheim by mekaar kom om hulle geloof te bely. Maar geliefdes, ons belydenis moenie dit in woorde geskied nie. Dit moet deur ons hele lewe getuig dat ons glo met ons hele hart. En vriende, mense wat dieselfde glo is onlosmaaklik aan mekaar verbonde. Ook ons deel ons geloof met baie ander gelowiges oor die hele wêreld heen. Die belydenis dat ek glo in Jesus Christus is ook die saambindende faktor. Dit is hoekom ons ook vanoggend hier in die kerk by mekaar kom. Maar geliefdes, kom hierdie verbondenheid tot uiting in u en my lewe. Is ons in ons liefde vir ander verdraagsaam? Bewys ons liefde aan ander mense en is daar ook 'n eensgesindheid onder ons as lidmate? Omdat ons dieselfde dinge glo en op dieselfde geloof ons verlossing bou, is ons dus aan mekaar verbind. En daarom moet ons ook vir die wêreld wys dit wat ons glo. En wanneer ons nou binnekort Kersfees vier,
dan dink ons aan die feit dat Jesus Christus mens geword het ter wille van ons. Maar ons kan nooit die geboorte van Jesus Christus losmaak van die sterwe en die opstanding van Jesus Christus nie. En geliefdes, hier sien ons in hierdie gedeelte dat geloof jou niks baat as jy dit nie werklik beleef en ook getuig teenoor die wêreld nie. Vroeger jare het die mense gepraat van DDT lidmate. Ek dink nie ons jonger mense sal altyd dit onthou of weet daarvan nie, maar DDT lidmate het gestaan vir doop, dood en trou lidmate. Mense wat net in die kerk gekom het wanneer daar gedoop is of wanneer daar 'n troue plaasgevind het of wanneer daar 'n begrafnis was. Maar geliefdes, die belangrike is dat ons nie gered word op grond van ons ouers se geloof nie. Dit is 'n persoonlike keuse wat ek en jy moet uitoefen. En geliefdes, die belangrikste ding is wat ek en jy as ouers en grootouers kan doen, is juis om ons kinders en ons kleinkinders by Jesus Christus uit te bring, dat hulle ook tot geloof in Jesus Christus kan kom. En ek dink die grootste ding is in vandag se wêreld is nie dat jy noodwendig vir jou kind 'n goeie opvoeding gee nie. Dit is belangrik, maar die belangrikste is om vir jou kind by Jesus Christus uit te bring. In Jesaja lees ons 'n wonderlike uitnodiging. Ek gaan dit vanoggend vir ons ook weer voorlees. Daar staan: Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Watter wonderlike belofte is dit nie wat die Here vir ons in die Ou Testament kom gee nie. Na hierdie belydenis van Petrus lees ons dat Jesus vir hom sê: Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona. Bar-Jona beteken seun van Jona, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, dit lees ons in vers 18, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Gemeente, Jesus sê vir Petrus dat hierdie belydenis nie uit homself kom nie. Dit is die Heilige Gees wat hom geïnspireer het om dan ook hierdie groot waarheid dan vir Christus te sê. En vriende, waar Petrus bely, U is die Christus, antwoord die Here vir hom en sê, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Maar beteken dit dan dat dit om Petrus gaan? Nee, geliefdes, dit gaan oor hierdie belydenis wat hy hier gebring het, dat dit die fundament is van die kerk. En daarom, geliefdes, is dit so belangrik dat ek en jy, wat deel is van die kerk, ook moet weet, dat te alle tye ons ook hierdie belydenis van Petrus teenoor die wêreld na vore moet bring. Ons kan nie anders as om te getuig dat Jesus die Christus is nie. En dit is duidelik in hierdie gesprek met Jesus en sy disippels, dat hy vir hulle by hierdie punt wil uitbring waar hulle persoonlike dit wat hulle glo na vore sal bring. Daarom sê hy vir hulle, maar wie sê julle is ek? Die belydenis van Petrus is nie net 'n keerpunt in die lewe van die disippels nie, want dit is nie net Petrus wat hierdie belydenis na vore gebring het nie, maar ook die ander disippels wat saam met hom was. Maar dit was ook 'n keerpunt in Jesus se lewe. In hierdie gedeelte waar Jesus met sy disippels praat, was dit op die hoogtepunt van sy lewe hier op aarde. Baie mense het agter hom aangestroom om te luister na dit wat hy sê, en ook om te sien dat hy wonderwerke doen, en hoe dat hy baie mense gesond gemaak het. Maar dan tydens hierdie gesprek, kom Jesus en hy kom sê vir sy disippels, die pad vorentoe vir my gaan eensaam en alleen wees.
En dan verstaan die disippels dit nie duidelik nie. Maar Jesus kom sê vir hulle, maar dat hy aan die kruis sal moet sterf, en dat op die derde dag moet opstaan uit die dood. En dan sien ons in vers 22, dat Petrus vir die Here sê, dit sal beslis nie met u gebeur nie, die feit dat hy ook aan 'n kruis moet sterf nie. Dit gaan in hierdie gesprek juis omdat Jesus as gesalfde na die wêreld gestuur is. Hy is die uitgestuurde van God. God het sy enigste seun aarde toe gestuur ter wille van ons. En daarom sê Jesus vir Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En dan is dit so belangrik dat hierdie getuienis ook later na vore kom. Nadat Jesus opgevaar het na die hemel, het Petrus ook, en dit lees ons in Handelinge, het hy dan die evangelie verkondig, en dan lees ons dat 3000 mense tot bekering gekom het. Maar geliefdes, dis die wonderlike daarvan, dat God gebruik mense soos ek en jy, om ook hierdie boodskap te verkondig. Die Here kon baie maklik engele gestuur het, om hierdie boodskap te verkondig, maar hy doen dit nie, hy gebruik ons, om dan ook vir die wêreld te vertel wat in ons lewe gedoen het. En daarom is dit so belangrik, dat wanneer ek en jy 'n persoonlike ontmoeting met die Here gehad het, dat ons dit nie vir onsself moet hou nie, maar dat ons vir dit vir die wêreld daar buite moet sê, soos wat Petrus sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Ek wil vanoggend vir u vra, in hierdie Kerstyd wat voorlê, is u 'n medebouer aan die koninkryk van God, of gaan die boodskap van Kersfees net eenvoudig by u verby? Indien u nou nog nie daardie besluit geneem het om die Here met u lewe te volg nie, is dit so belangrik dat u ook vandag hierdie keuse moet maak, hierdie besluit moet neem, want dan kan ons saamwerk aan die uitbreiding van God hier op aarde. Wanneer ons die Onse Vader bid en ons sê, laat u koninkryk kom, dan kom sê ons in werklikheid vir die wêreld daar buite, u, Here, laat u koninkryk deur my kom. Mag die Here dan vir elkeen van u in hierdie Kerstyd wonderlik seën, en dat u ook die liefde van Jesus Christus ook sal ervaar, ook deur die familie en vriende saam met wie ons gaan saamkuier in hierdie Kerstyd. Mag die Here se seën op ons rus elke dag. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat u vir u disippels gelei het tot hierdie punt waar hulle kom sê, u is die Christus, die lewende God. Here, dankie dat ook hierdie gedeelte opgeteken is in u woord. Dankie dat ons dit ons eie kon maak vanoggend. Dankie Here dat u ook u disippels gekonfronteer het met hierdie baie belangrike vraag. Maar Here, ook ons word gekonfronteer met hierdie vraag. Dit is my gebed, Here, dat ons elke dag voluit sal lewe vir u. Here, ons weet nie hoe lank u nog ons gaan spaar nie, maar Here, gee dat ons elke dag sal doen wat u van ons vra. Here, by geleentheid het iemand vir Martin Luther gevra, as u weet dat die wederkoms môre gaan kom, wat gaan u doen? Was sy antwoord gewees, dan plant ek vandag 'n boom. Here, gee dat ons elke dag nog bome sal plant, dat ons u koninkryk sal soek, en dat ons ook sal weet, Here, u wil ons gebruik tot u eer en u verheerliking. Here, my gebed is dat u die gemeente en die kerkraad en elke lidmaat baie ryklik sal seën in hierdie tyd. En dankie Here, dat ons ook vandag die geleentheid gehad het om ons geloof in u te bely. Here, seën vir ons in hierdie week wat voorlê. Maak ons tot 'n seën vir elkeen met wie ons in aanraking kom. En dankie Here dat ons ook vir hulle kan bid wat in hierdie tyd hartseer beleef en ook by 'n oop graf moet staan. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen.